Kom ons blaai in ons Bybels na Efesiërs 1 vers 15. In die eerste 14 verse het ons reeds na 2 boodskappe gekyk en ons het gesien hoe die Vader, die Seun en die Heilige Gees saamwerk om ons te seën met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. En is ons nie bevoorreg dat God so in ons lewens werk en vir die wonderlike verlossing wat hy in Christus vir ons moontlik gemaak het en dit ook ons deel maak deur die werking van die Heilige Gees. Nou gaan ons voort vanaand vers 15 skies. Daarom vandat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus wat onder julle is en die liefde tot al die heiliges, hou ek ook nie op om vir julle te dank as ek aan julle in my gebede dink nie. Dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring in kennis van hom mag gee. Verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo na die werking van die krag van sy sterkte, wat hy gewerk het in Christus toe hy hom uit die dode opgewek en hom laat sit het aan die regterhand in die hemele, bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. En hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee, wat sy liggaam is, die volheid van hom wat alles in almal vervul. Wat 'n rykdom wat ons hier saam gelees het. Nou, vanaand wil ek graag net daardie vers 18, waar Paulus bid dat die Here aan ons mag gee die verligte oë van ons verstand, wil ek vanaand met u praat oor die tema gebed vir oop oë, geestelike oop oë. Is dit nie 'n baie interessante ding, en ek wonder of u dit ook al so beleef het? As 'n mens byvoorbeeld in die veld gaan stap en jy het geen kennis van die veld nie, jy weet niks wat daar aangaan nie, dan loop jy oor goed, jy sien dit nie raak nie, daar's baie dinge in die veld wat heeltemal jou net ontgaan, wat jy nie weet nie, wat jy nie raak sien nie. Dit is asof 'n mens se oë toe is as jy nie die kennis het nie. Maar as jy die oomblik in die teenwoordigheid van 'n voëlkenner in die veld sou tyd spandeer, en hy begin vir jou vertel, daai voël is dit, en dit is sy gewoontes, en dis hoe hy nes maak, en dis die geluid wat hy maak, en dis hoe hy kos bymekaar maak, en dis hoe hy sy kleintjies groot maak, dan is dit asof jy met nuwe oë na voëls kyk, as jy nou saam met 'n voëlkenner tyd in die veld sou spandeer, of as jy 'n spoorsnyer saam met jou sou hê, wat saam met jou in die veld loop, en hy sê vir jou, hierdie is 'n leeuspoor, en hierdie is 'n luiperd se spoor, en dan begin jy skielik belangstel, is asof jy dit met 'n ander oog raak sien. Hoekom is dit so? Omdat hierdie kenners se oë oop is vir die dinge wat daar in die veld aangaan. Dis nou maar een voorbeeld om net van die veld te praat. Ons kan eintlik die hele lewe as 'n voorbeeld gebruik. As 'n mens se oë toe is vir iets, sien jy dit nie raak nie, dit wek nie by jou belangstelling nie, jy's half ongeërg daaroor, maar wanneer jy by iemand kom wie se oë oop is vir die detail, en hulle deel hulle kennis met jou, is dit ook asof jou oë oopgaan vir hierdie wonderlike dinge wat rondom ons aan die gebeur is. Ek dink een aand, ek het al vir u vertel,
daar in Sutherland, by die sterre, nie die groot sterrewag nie, maar daar's 'n plek waar jy na sterre kan gaan kyk, by meneer Wagner. En daai aand is dit asof my oë die eerste keer oopgegaan het vir wat hier bo ons in die lig, in die sterrehemel aan die gang is. Nou ja, vir Paulus is dit baie belangrik gewees dat die gemeente van Efese se geestelike oë oop moet gaan. Dat hulle met oop oë na die wonders van die Here kan kyk en na die genadewerk van die Here en alles wat die Here vir ons in Christus kom doen het. En daarom maak hy dit ook 'n gebedssaak. Daar in vers 15, vandat ek gehoor het, twee dinge wat hy noem. Vandat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus, en ek het so vanmiddag terwyl ek die boodskap weer 'n keer deurlees en dit maar net my eie maak en my voorberei om dit af te lewer vanaand, het ek weer gedink aan Charles se woorde vanmôre van die R50 noot en hoe hy vir die gehoor vra, wie wil hierdie R50 hê? Dan steek almal hulle hande op. En die 5de keer toe hy vra, wie wil hierdie R50 hê, toe snap 'n seentjie, maar hy moet dit gaan haal. En hy storm vorentoe en hy sê, ek wil dit hê. En dis wat dit beteken om tot geloof in Jesus te kom. Jy moet die geskenk van die ewige lewe by hom gaan vat. Jy moet dit ontvang, hy moet jou deel word. En dis wat dit beteken om geloof in die Here Jesus te hê. Vandat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus wat onder julle is. En die tweede ding, en julle liefde tot al die heiliges. Julle liefde vir die kinders van die Here. Die manier waarop julle in liefde met mekaar omgaan. Sê hy, hou ek nie op om vir die Here dankie te sê vir julle nie. So wonderlik. As ek in my gebede aan julle dink nie. En dan kom hy by vers 17 en ek wil hê u moet hoor hoe praat hy van die Vader, die Seun en die Heilige Gees in vers 17. Dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die Gees van wysheid en openbaring in kennis van hom mag gee. Kan u hoor? Vader, Seun, Heilige Gees. En dan vers 18, verligte oë van julle verstand. Geestelike oop oë. En dit is die gedagte wat ons vanaand 'n bietjie gaan ontleed en 'n bietjie saam na gaan kyk. Dis asof Paulus sê, elke keer as ek vir julle bid, en ek sien julle geloof in die Here Jesus raak, en ek sien julle liefde onder mekaar, die liefde wat Romeine 5 vers 5, die Heilige Gees in julle harte uitgestort het, nê? Dis waar ons liefde kry. Liefde is nie maar sommer net van self nie. 'n Mens kan nie in eie krag liefde genereer nie. Dit word in ons harte uitgestort. Hy sê, dan sê ek gedurig vir God dankie vir julle en ek bid dat die Heilige Gees julle geestelike oë sal kom oopsluit, sal kom open, sodat julle duidelik geestelik kan sien. En as ons vanaand by hierdie gebedsversoek van Paulus stil staan, dan gaan ons saam kyk na 4 redes waarom dit so belangrik is dat ons geestelike oë oopgemaak moet word deur die Heilige Gees. En die eerste is sodat ons die Here intiem kan ken. Ek wil net weer vir 'n oombliekie terugkom na my illustrasie in die inleiding van iemand wat in die veld loop en wat nie kennis het nie. Loop oor dinge. Daai leeuspoor trap jy dood, jy weet nie as jy nou net op 'n leeu se spoor getrap nie. Jy loop met daai voël verby, jy hoor hy fluit, maar dit pla jou nie eintlik nie, dit dring nie eintlik in by jou nie. Daar's nie daai intimiteit in die veld
as jy nie kennis van die veld het nie, maar die oomblik as jy begin kennis opdoen, en as jy saam met 'n veldwagter of iemand wat die veld goed ken, tyd in die veld spandeer, dan is dit asof jy aan daai persoon se lippe hang en jy, wat kan ek nog leer? Wat kan ek nog raak sien wat ek nog nie raak gesien het nie? Daar kom 'n intimiteit. Nou, hoor wat sê vers 17. Dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring in kennis van hom mag gee. Verligte oë van die verstand, sê vers 18, sodat julle kan weet. So daai vers 17 gaan oor kennis. Maar dis nie verstandskennis nie, dis ook iets wat Sjaal nogal interessant vanmôre aangeraak het. Ons moenie die Here net in die Bybel ken nie. Ons moenie net teoretiese kennis van die Here hê nie. Daar moet 'n intieme ken van God in ons lewens gebore word. Dit moet deel van ons word. Ek lees in die week terwyl ek die boodskap voorberei, haal ek die Lewende Bybel van my rak af en ek lees dit in die Lewende Bybel, hierdie vers 17, en dit is vir my so mooi vertaal in die Lewende Bybel. Ek wil dit graag met u deel. Ek bid dat ons wonderlike Vader, die Vader van die heerlikheid, die Vader van ons Here Jesus Christus, sê die Lewende Bybel, ek bid dat ons wonderlike Vader, die God van ons Here Jesus Christus, dat hy julle sy gees sal gee. Want dit is die gees wat vir julle die dinge van God duidelik kan maak. En julle kan help om te verstaan, en dan hierdie woorde, sodat julle hom kan ken. Party mense ken ons oppervlakkig. As ons nou dink aan hoe ons mekaar ken. En hoe beter jy iemand leer ken en hoe meer jy iemand se karakter leer ken, hoe dieper gaan die verhouding met daardie persoon. Nee? En dit is waarvoor Paulus hier bid. Hoe meer ons die Here uit sy woord leer ken, hoe meer sal die Heilige Gees ons kennis omskep van verstandskennis wat ons in die woord opdoen, na hartskennis wat ons in ons verhouding met God in moet groei en moet toeneem. En hoe meer intiem leer ons die Here ken. Ek dink dit sou billik wees om van Paulus te kon sê, dat voordat hy Jesus op die pad na Damaskus ontmoet het, in lewende lywe wil ek amper sê, die lig uit die hemel hom omstraal het en Jesus vir hom gevra het, Saul, waarom vervolg jy my? Voor daardie ontmoeting, voor daardie gebeurtenis in sy lewe, waar die Here sy siel uit genade gered het, sou 'n mens van Paulus kon sê, dat hy baie goeie boekekennis van die Here gehad het. Hy het baie van die Here geweet, jy sou hom eintlik in terme van kennis niks van die Here kon leer nie. Maar sy perspektief oor die Here was verdraaid deur 'n verkeerde verstaan van Judaïsme, deur 'n onvermoë in sy hart om te verstaan wat is eintlik die doel van die Ou Testament, dat die hele Ou Testament na Jesus toe wys en dat die hele Ou Testament hom eintlik by Jesus wil uitbring. Dit het hy nooit raak gesien voor sy redding nie. Dit het hy nooit gesnap nie en daarom het hy nooit 'n intieme verhouding met God gehad nie. Het hy nooit naby aan die Here gekom nie. Hy het hierdie boekekennis gehad wat hom eintlik amper kranksinnig gemaak het om die gemeente van Christus uit te wys en daarvan ontslae te raak. Sy geestelike oë was bot toe voor hy tot bekering gekom het, voordat hy Christus ontmoet het op die pad na Damaskus. En hy skryf byvoorbeeld in Handelinge 22 vers 3, getuig hy teenoor die Christene daar, hy sê, ek is 'n Jood,
gebore in Tarsus in Sicilië, opgevoed in hierdie stad Jerusalem, aan die voete van Gamaliel, een van die mees vername Joodse rabbies en fariseërs. Paulus het groot geword aan die voete van Gamaliel, streng ooreenkomstig die voorvaderlike wet, 'n ywerraar vir God, soos julle almal vandag is, sê Paulus vir die Jode. Dit sou beteken dat Paulus op die ouderdom van 12 jaar by sy volwasse wording eintlik die Torah, die 5 boeke van Moses uit sy kop uit sou kon resiteer. Hy sou dit baie goed ken. Maar soos wat hy ook hier in Efesiërs 2 vers 4 sê, maar God, toe die Here in sy hart kom ingryp, toe die Here hom kom arresteer daar op die pad na Damaskus en besit van sy lewe neem en die Gees van God in hom kom woon en hy wedergebore word en hy 'n nuwe mens in Christus word, toe verander sy hele lewe. En skryf hy vir die gemeente aan Filippi in Filippense 3 vers 8, ek gaan die Amplified vir u aanhaal, maar ek het dit in Afrikaans vertaal, skryf Paulus, ja, ek beskou ook alles wat vroeër vir my so kosbaar was, as 'n dooie verlies, in vergelyking met die onberekenbare voorreg, die oorweldigende waarde en die enorme voordeel wat dit vir my inhou om Christus Jesus, my Here, te ken. En sodoende steeds meer en dieper kennis te maak met hom. Terwille van hom het ek alles prysgegee. Al die dinge wat so belangrik was. En ek beskou dit alles as net vullis, as verwerplik, sodat ek Christus, die gesalfde, die Messias, as wins in my lewe kan hê. Kan u sien, hoe het Paulus se lewe verander van 'n verstandskennis van God na 'n intieme ken van die Here. En nou bid hy vir die gemeente met die erns van sy hart, dat die Here hulle geestelike oë sal oopmaak, sodat hulle hom intiem kan ken, sodat hulle met hom kan wandel, sodat hulle ook kan beleef wat Paulus beleef het, toe hy God in Christus op die pad na Damaskus ontmoet het. En die gebed staan in die Bybel tot vanaand toe, vir elkeen van ons. Want die Here wil ook hê dat ons in so 'n kenverhouding, 'n intieme verhouding met hom sal lewe elke dag, dat ons hom sal ken, die krag van sy opstanding. Ons gaan by die laaste punt 'n bietjie daarna kyk. Dit is vir my so wonderlik hoe die Here homself in die Bybel aan ons openbaar. Deur sy verskillende name, sy persoonsnaam El, en daar's verskillende maniere waarop die persoonlike God El hom aan ons openbaar, El Shaddai, El Elyon, en ons kan eendag 'n studie daarvan maak in die aanddienste. En dan natuurlik die verbondsname van God. Nou, hoor 'n bietjie mooi, 'n verbondsnaam kom openbaar die Here homself aan ons, hoe hy met ons in 'n verhouding wil tree. Altyd die Here tree met ons in 'n verbondsverhouding, soos 'n huwelik is ook 'n verbondsverhouding, né? Dis nie sommer maar net 'n ligte verhouding nie, dis 'n verbondsverhouding. En die Here kom tree met ons in 'n verbondsverhouding, en daar vind ons weer die naam Jahwe of Jehovah, om sy verbondsname aan ons bekend te maak. En sê die Here byvoorbeeld dat hy is Jehovah Jireh, wat beteken die Here voorsien. Kan u vanaand getuig hoe God in u lewe voorsien in alles? Ken u hom so as die voorsiener van alles? Ek onthou by Kimberley munisipaliteit toe ek daar gewerk het,
kry ons briewe dat hulle wil 40 mense aflê. Dit was die groot jare van rasionalisering. Toe was dit die gonswoord. Al die groot maatskappye en munisipaliteite het almal gerasionaliseer, kleiner gemaak en hulle soek mense wat wil volunteer om, jy weet, 40 mense moet afbetaal word of afgelê word en dan is daar nou 'n bietjie van 'n goue handdrukkie. En weet jy, ek sien onmiddellik, ons is op pad kweekskool toe, ons gaan nou vir die Here werk en ons gaan nou vir opleiding om predikant te kan word en ek sê, ja, Here, is dit hoe U vir ons wil voorsien? So kosbaar, so wonderlik en ek dis vir my so, ek kan nie vertel hoe opgewonde is ek nie en ek is daarna die adjunkstaatsingenieur se kantoor toe, maak met hom 'n afspraak en ek sê, hoorie meneer, ek wil kom volunteer, een van daai 40 wees. Want ek sien nou al, dan het ek geen moeilikheid nie. Ek meen, dan kry ek 'n goue handdruk en my bankrekening is lekker vol en al die dinge. En hy sê vir my, dink jy die munisipaliteit van Kimberley is jou kerk se welsynsorganisasie, want ek weet jy wil Bybelskool toe, jy wil kweekskool toe. Vergeet dit, meneer Bester. En ek draai daar om en ek is soos 'n ou hondjie wat geskop is, daar sterf tussen die bene uit sy kantoor uit. Min weet ek, God wil vir my wys hoe hy kan voorsien. Nie met 'n bankrekening wat vol geld is en dan te geen bekommernisse nie. Hoe hy kan voorsien. Ons kan een aand 'n kuieraand reël, dan hou ek julle tot 12 uur besig. Om te vertel hoe God voorsien het. En as ek vandag terugkyk, dan sê ek, Here, dankie dat ek U kon leer ken as Jehovah Jireh, die God wat voorsien. Dankie dat U my van U afhanklik gemaak het. En dankie dat ek net U gehad het om na toe op te kyk. Jehovah Shalom, die Here wat vir jou sy vrede gee. Jehovah Tsidkenu, die Here wat jou geregtigheid is. Hy maak jou regverdig, hy spreek jou vry. Hy is ons geregtigheid, nie ons eie geregtigheid nie. Jehovah Rafa, die Here wat genees. En ek is die Here dankbaar dat ek ook dit in my lewe kon sien en ervaar en beleef, hoe God genees. En so is daar nog baie. En as 'n mens God intiem leer ken met jou geestelike oë oop, dan is dit wat Paulus sê, dat hy aan julle die gees van wysheid en openbaring in kennis van hom mag gee. Die kennis wat hier ter sprake is daai om hom intiem te leer ken, om te weet, hy is die wonderlike God wat met ons die pad stap. In die tweede plek, sodat ons die hoop van sy roeping kan ken. Dis ook iets, net soos in die veld waar jy goed mis. As jou geestelike oë toe is, dan mis jy die hoop van sy roeping in jou lewe. Nou die roeping wat hier ter sprake is nie noodwendig roeping tot voltydse diens vir die Here nie. Maar dis daai roeping na hom toe. En hy skryf in vers 18, verligte oë van die verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping, ons stop net eers daar, ons gaan nou na die derde punt toe, wat die hoop van sy roeping vir julle is. Weet jy hoe die God van die hemel, die almagtige God, die God wat ver bo ons denke is, wat so majestueus en so groot is, dat hy mense na hom toe roep, is onverstaanbaar. Is onbeskryflik. As ons aan die Bybel dink, dan is daar baie voorbeelde van mense wat die Here na hom toe geroep het, wat vir ons opgeteken is. Onthou jy vir Moses by die braambos? Niks vermoedend.
Hy besig om sy skoonpa Jethro se skape op te pas. En hy's nou al 40 jaar weg uit Egipte uit. En hy het seker gedink, hy gaan maar hier aftree. Dis lekker hier op skoonpa se plaas. En hy gaan seker eendag as skoonpa nie meer daar is nie met die boerdery aan. En daarom is dit vir hom wonderlik om die skape op te pas. Hy het geen probleem nie. En skielik sien hy 'n ding wat anders is as wat hy gewoond is. 'n Bos wat brand en wat nie uitbrand nie. En wat is 'n mens? Nuuskierig. So nou stap hy nader en nou hoor hy hierdie stem: Moses, trek die skoene van jou voete af. Want die grond waar jy op staan is heilige grond. En roep God Moses na hom toe. Nou ja, mens kan baie lank oor hierdie roeping van Moses praat. Daar's 'n vrou wat tempel toe gaan en haar hart voor God uitstort, Hanna. En ou Eli die hoëpriester dink sy's dronk. En hy bestraf haar ook nog daar in die tempel. Maar nou nie hier te kere gaan nie. Gedra jou, jy's nou in die tempel. En dan verduidelik sy vir hom, maar eintlik is my hart stikkend voor die Here, want ek kan nie kinders kry nie en ek begeer so om 'n ou kindjie te hê. En dan bid sy, dan gee die Here vir haar vir klein Samuel. En op 'n klein ouderdom gee sy hom vir die Here terug. En sy wy hom aan die Here toe en hy gaan bly daar by oom Eli in die tempel. Dis wonderlik, né? En dan lê Samueltjie daar een aand, klein seentjie, ons is nie seker hoe oud nie. En dan hoor hy Samuel. Dan hardloop hy na oom Eli toe. Ja, wat is dit? Nee, ek het jou nie geroep nie. En so word 'n jong seentjie daardie aand gewaar dat die God van hemel en aarde hom roep. Het u geweet, jy kan nie gered word as die Here jou nie roep nie. Daar's geen manier wat jy by die Here kan uitkom as hy jou nie roep nie. En hy roep nie net party nie, hy roep almal. Een of ander tyd in jou lewe, dan hoor jy daai stem. Andrei, Pieter, Lukas, ek gaan nie almal se name noem nie. Kom na my toe. Ek sal vir jou rus gee. Dis God se roepstem tot redding. En dis waarvan Paulus vanaand hier praat. Hoe God ook vandag mense na hom toe roep. Wat sou van die mens geword het as die Here ons nie na hom toe geroep het nie? Waar sou ons vanaand gewees het as daai roepstem nie een of ander tyd in ons lewens duidelik word nie? Kan u nog die dag onthou dat die Here u na hom toe geroep het? Was dit vir 'n kosbare dag? Is dit iets waarna u kan terugkyk? As u nou vanaand hier sit en sê, nee, ek weet nie van so iets nie, dan wil ek graag hê u moet begin om die ore te spits. En dan het jy nog nie sy roepstem gehoor nie. Nou, die woordjie gemeente is die Griekse woord ekklesia, wat 'n gekombineerde woord is van twee woorde wat beteken uitgeroep. So wie is die gemeente? Dis die mense, en dis hoekom Paulus in Handelinge 2 vers 47 sê, en die Here het daagliks by die gemeente gevoeg, die wat gered is. Die gemeente is veronderstel om uit geredde mense te bestaan. Dis diegene wat die Here uit die wêreld uitgeroep het, na hom toe, en hulle sy eiendom gemaak het, en hulle 'n taak gegee het, om die sout van die aarde te wees en die lig van die wêreld en sy getuies van Jerusalem af verder tot in die uithoeke van die aarde. En die kerk is diegene wat die roepstem van God gehoor het en daarop ag gegee het en gesê het, soos Moses en Samuel en al die ander, hier is ek, Here. Wat wil u vir my doen? Wat wil u vir my sê?
Is diegene wat hy geroep het, sê Petrus, uit die duisternis tot sy wonderbare lig. Is diegene wat hy volgens Efesiërs 2 lewend gemaak het, wat dood was deur ons misdade en sondes. Uit die wêreld geroep het tot sy koninkryk. As ons Galasiërs 1 vers 15 lees, ons het nou mos Galasiërs deurgelees, het u dit ook so geniet in die Bybelleesprogram om Galasiërs deur te lees? Ek het wonderlike tyd met die Here gehad in Galasiërs. Vers 15, Galasiërs 1. Maar toe dit God behaag het, wat my afgesonder het van die skoot van my moeder af, om vir hom te werk, en deur sy genade geroep het. Daar op die pad na Damaskus. Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Oor die roepstem van Paulus van die Here is vir Paulus onmiskenbaar in sy lewe. In 2 Timoteus 1 vers 9 herinner hy Timoteus hoe God ons gered en geroep het met 'n heilige roeping. Daar's 'n tweeledige probleem. As ons oë toe is, dan kan ons salig onbewus wees van hierdie roeping in ons lewens. Of ons kan daarvan weet, maar iewers in ons agterkop het dit verlore geraak. En daarom bid Paulus dat die Here ons geestelike oë sal oopmaak, sodat ons die hoop van sy roeping sal raak sien en sal waardeer en in daardie hoop sal lewe. Mag ek vir u vra vanaand, hoeveel hoop bied hierdie wêreld ons, die wêreld waarin ons lewe? Hoeveel hoop is daar vir 'n mens in hierdie wêreld? Dis maar min, né? Dis maar weinig. Maar die hoop wat ons in Christus het, is 'n ewige hoop. Dis 'n hoop wat nooit beskaam nie. Die hoop wat hierdie wêreld bied is vir my amper soos 'n wensput waar 'n mens met jou ou muntstukkie gaan staan en jy maak jou vingers so en jy gooi daai muntstukkie daar en jy sê, "Oef, ek wens dat dit sal gebeur." En nou weet ons, dis 'n intense hoop wat 'n mens daar by die wensput, nie party mense, nie almal nie, nie kinders van die Here glo ek nie. Dis 'n intense, maar 'n baie onsekere begeerte dat die noodlot tog iets in jou lewe sal doen. Ons hoop is nie 'n intense begeerte nie, maar 'n intense sekerheid wat ons in Christus het. Is nie 'n produk van die noodlot nie, maar 'n produk van ons geloof in Christus. So kom Paulus sê, toe ek hoor van julle geloof in die Here Jesus, het ek vir God dankie gesê. Want ons hoop is in hom, gebou op sy beloftes. Beloftes wat nie gebreek kan word nie, want God is 'n waarmaker van sy woord. Hy hou sy beloftes. En soos wat die Here ons geestesoë hiervoor open, ontspring daar in ons 'n fontein van lewende verwagting waaruit ons lewe. 'n Lewende hoop wat ons in die Here het. Hierdie roeping is so heerlik, Here, en dit gee ons hoop. Dankie daarvoor. Kan jy sien hoekom is dit belangrik dat ons oë moet oop wees, sodat ons die Here intiem kan leer ken, en sodat ons kan sien wat is die hoop van die roeping waarmee God ons na hom toe geroep het. In die derde plek, sodat ons sy rykdomme vir ons kan ken. En sorry, jammer, dis nie aardse rykdomme nie. Dis nie rand en sent nie. Dis nie 'n bankrekening wat môre skielik gaan ontplof en jy weet nie waar is die einde van jou skatte nie. Want hy is Jehovah Jireh, hy voorsien wat ons nodig het. Gee my vandag my daaglikse
brood, het die Here ons leer bid. Die rykdomme wat hier ter sprake is daai alle geestelike seëninge in die hemele in Christus, wat God die Vader vir ons bedoel het. Dis die rykdomme. Efesiërs 1 gaan oor die geestelike rykdomme wat ons in Christus het. Dan sê hy vers 18b, verligte oë van julle verstand, geestelike oop oë, sodat julle kan weet wat die hoop van julle roeping is, en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is. Ek gaan gou 'n paar name noem, dan sê u my waaraan dink u. Anton Rupert, Bill Gates, Richard Branson, Elon Musk. Is daar enige iemand wat nou aan armoede dink? En dan ken jy nie hierdie ouens se name nie, het nog nooit van hulle gehoor nie, as jy dink hulle is die kerkmuise van die aarde. Hulle is die ouens wat baie ryk is. Ontsaglike rykdom. Hulle het spanne rekenmeesters om boek te hou van hulle rykdom. Nie net een, spanne rekenmeesters. Nou ja, so is ons in Christus geseën met alle geestelike seëninge in die hemele, in Christus. En kan jy onthou dat Paulus gesê het, daarvoor wil hy God loof, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus, wat ons so ontsaglik geseën het met al hierdie geestelike seëninge in die hemele in Christus. Hy het verder geskryf aangaande die wonder van God se verlossingsplan, 'n plan wat van alle eeue af in God se hart geleef het, dat almal wat in Christus is, die Eklesia, die gemeente, bekend sou staan as sy uitverkorenes. Uitverkies om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Nie 'n willekeurige uitverkiesing waar God sommige mense uitverkies en die res sê hy sorry vir jou, voor jy gebore is het ek klaar besluit jy gaan hel toe nie. Dis nie die uitverkiesing van die Bybel nie. Dis 'n uitverkiesing in Christus om te deel in die heiligheid van God en hierdie ontsaglike rykdomme wat daar in Christus vir ons is, geestelike rykdomme. Dit behels die vergifnis van al ons sondes na die rykdom van sy heerlikheid, het ons geleer, né? So ver soos die ooste van die weste. Dit behels dat ons kinders van God word. Dis waartoe hy ons voorbeskik het. Nie slawe nie, nie werknemers nie, niks anders nie, maar ons is nou God se kinders. En nou bid hy, Here, maak hulle oë oop, dat hulle duidelik kan sien watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat u vir u kinders bestem het. Ek het gou hierdie week so 'n paar van die rykdomme net neergeskryf. En ek wil dit graag met u deel. As jy vanaand aan Christus behoort, as jy sy kind is, as jy deur hom gekoop is en jy is weergebore, jy kan getuig, ek is sy eiendom. Wat sê die katekismes, vraag 1 Sondag 1, wat is jou enigste troos in lewe en sterwe, dat ek nie aan myself nie, maar aan Christus behoort. Dan het jy die rykdom van die ewige lewe. 'n lewe sonder einde. Alles wat ons op aarde geniet, hoor mooi, alles wat ons op aarde geniet, gaan verby. Dit het 'n einde iewers. Ek en Annetjie begin nou weer dink, wanneer gaan ons na die kinders toe daar in Luxemburg? Ons weet nog nie. Maar dis 'n lekker fase, hierdie uitsien, hierdie begin dink en begin moontlik beplan. En dan begin die dinge nader kom en jy naderhand as jy op die kalender en jy sê, okay, hier is die datums. Ons is nog nie daar nie, ons het nog nie eens datums nie. Dit is net weer, iewers moet ons gaan kuier, want ons verlang, né? En nou ja, dan kom die aand wat jy daar by die lughawe in die vliegtuig stap,
Jy's opgewonde, want môre sien ons hulle. En dan is dit net so. En jy's terug. Alles op aarde het 'n einde. Dit is nogal eintlik sad, nee, dit is nogal hartseer. Dit is nie lekker nie. Maar die rykdom van die ewige lewe beteken dis 'n lewe sonder 'n einde. Dit sal net aan en aan en aan en aan gaan in God se teenwoordigheid. Die rykdom van 'n ewigheid sonder pyn en hartseer. Dis iets om na uit te sien, hè? 'n Ewigheid in God se direkte teenwoordigheid, sy onbeperkte direkte teenwoordigheid, dis rykdom. 'n Ewigheid in 'n verheerlikte staat met verheerlikte liggame. 'n Ewigheid waarin God ons ryklik beloon. Mag ons oë oopgaan om dit raak te sien. Dis waarvoor Paulus bid vanaand. En die laaste gedagte, hy bid dat die Here ons oë sal open, sodat ons God se krag vir ons kan ken. Nou, u moet nou die veiligheidsgordel vasmaak, daar op die stoel. Want hierdie week, toe ek nou opnuut hierdie preek sit en voorberei, en ek gaan daai vers en ek vat hom in die Grieks, was ek verbuisterd. Ek was regtig verbuisterd oor die wonder wat van God se krag vir ons. En ek wil dit graag met u deel, soos dit vir my hierdie week oopgebreek het. Vers 19. En ek gaan hom daar op die bord gooi. En nog steeds, Here, maak hulle geestelike oë oop asseblief, né? Dis die gebed, verligte oë van die verstand. En ja, sodat hulle kan weet wat die hoop van hulle roeping is, die rykdom van hulle erfdeel, en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, ons wat in Christus is, na die werking van die krag van sy sterkte. Kan u sien ek het daar 4 kleure, is alles daarom duidelik. Dit lyk vir my so, ek is so bly daaroor. Nou gaan ek in Grieks vir u wys, wat is elke woordjie met dieselfde kleur, dat ons nou net so mooi kan kyk, en wat dit beteken, en dan maak ons gou 'n direkte vertaling. Dan sal u verstom wees, wat hierdie vers beteken. Daai woordjie krag, die eerste, die gele, is die woordjie dynamis. Kan u die Afrikaanse woord dinamies hoor? Kan u ook die Afrikaanse woord dynamiet hoor? Dit kom alles van die Griekse woord dynamis af. En as die Here in Handelinge 1 vers 8 sê, julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, dan is dit ook die woord dynamis. Daai geweldige krag. En dit beteken dis 'n onmeetlike krag. Dis die vermoë om iets te kan doen. Krag, sterkte, mag, kragtigheid, vermoë. Dit is kom als uit die Griekse leksikon uit. So nou sê Paulus, en wat die uitnemende grootheid van sy krag, sy vermoë, sy sterkte, dit wat hy kan doen, wat is daar wat God nie kan doen nie? Absoluut niks. Behalwe natuurlik, ja, hy kan nie sonde doen nie, hy kan nie lieg nie, hy kan nie sulke dinge doen nie, maar dis nie ter sprake nie. Sou iets vir die Here onmoontlik wees, vra die skrif? Nee. Hy kan enige iets doen. Die onmoontlikste ding kan die Here doen. Dis die krag wat vir ons beskikbaar is, die dinamiet, die dynamos wat vir ons in God beskikbaar is. Die tweede woord, daai werking, sy krag vir ons wat glo,
na die werking, is die woord energia. Hoor u die woord energie? Dis waar ons woord energie vandaan kom. En dit sê dat die krag van God vir ons is 'n lewende krag. Dit beteken dis werkend, dis aktief. In hierdie geval God wat energiek binne in ons wil werk. Want onthou, dis vir ons. Die krag wat vir ons beskikbaar is. Né? Wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo na die werking volgens die energie, die werking binne in ons. Begin jy opgewonde raak oor hierdie teks. Die derde woord is die woord kratos. En dit beteken oorheersende krag. Dis die krag waarmee 'n koning regeer, toe konings nog konings was, voordat hulle net 'n seremoniële instelling geword het en eintlik geen mag meer het nie, is die manier waarop hulle regeer het, was mos 'n een of ander autokrasie of 'n watse krasie ook al. Dis waar daai woord demokrasie, autokrasie, theokrasie, goddelike oorheersing, dis daai woord kratos, en dit beteken oorheersende krag of oorwinnend, né? Oorwinnend. En dan die krag van sy sterkte is die Griekse woord ischus, wat beteken krag om uit te hou en aan te hou en deur te druk en nie moed op te gee nie, tot die einde. Ischus, volhardende krag. So kom ons vat nou die betekenis van daai Griekse woord en dan maak ons 'n vertaling. Dan sê hy, mag julle oë oopgaan om te besef watter onmeetlike, lewende, oorwinnende, volhardende krag God vir julle beskikbaar stel. Die woord is ryk. Oneindig. Vir elkeen wat glo. En dan, net in geval ons dit mis, dan sê Paulus in vers 20, dieselfde krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het. Dis wat vir ons beskikbaar is in Christus. Mag ons oë oopgaan. Ons kom daar by hoofstuk 3 vers 14 weer by 'n gebed en dan gaan ons weer oor hierdie krag en goed praat daar. Maar ons gaan hiermee vanaand volstaan. Vriende, is dit vir u duidelik dat die krag van God vir ons is nie 'n teorie nie. Dis nie iets waaroor ons nou gaan sit en teologiseer nie en 'n proefskrif gaan skryf daaroor en ons het vreeslike klomp kopkennis daarvan nie, né? Dis nie wat dit is nie. Dis lewend, dis werksaam, dis oorweldigend, dis volhardend. Dis dieselfde krag waarmee hy Christus uit die dood opgewek het en dis aktief, beskikbaar vir die kind van God. Ons oë moet oopgaan dat ons dit kan raak sien, dat ons dit in geloof kan toeëien wanneer ons dit nodig het. Dis so wonderlik, dis so aangrypend. En dan wil ek afsluit deur te sê, dit was nie net vir Paulus nie. En vir die apostels daai tyd nie. Hierdie krag is vanaand vir elkeen van ons. Vader, ek bid dat u vir hulle die verligte oë van hulle verstand sal gee, sodat hulle kan sien en u intiem kan ken, en sodat hulle kan weet wat die hoop van u roeping in hulle lewens vir hulle is, en sodat hulle die rykdomme van God vir hulle kan ken, en sodat hulle ook u krag wat beskikbaar is, kan raak sien.
Hoe bid ons vir mekaar as ons vir mekaar bid? Ag Here, ons bid dat U vir Jan werk sal voorsien en ons bid dat U tog nie sal gee dat hulle nie hulle kar verloor nie en ons bid so Here dat U sal gee dat so en so 'n verhoging kan kry want U weet hulle kry so swaar. Is ons gebede nie baie in die trant as ons vir mekaar bid nie. Hierdie is darem maar 'n gebed op 'n ander vlak, né? Dis 'n gebed wat diep in ons geestelike harte vanaand kom insny. Dis 'n gebed wat Paulus vir elke kind van God gebid het. Daai tyd vir die Efesiërs, maar nou is dit opgeteken in God se woord vir ons om te sien en vir ons om daaruit te kom tap vanaand geestelik. Mag die Here hierdie gebed verhoor en elke paar geestelike oë wat in hierdie kerk vanaand sit en almal wat inluister op YouTube se geestelike oë kom open om hierdie wonders te ontdek. Want as jy dit ontdek, wat het ons vanmôre gehoor, gaan 'n bietjie mol toe sonder jou bankkaart, sodat die Here jou oë daar kan oopmaak, dan kom jy 'n veranderde mens by die huis. Ek en Charlotte het nie met mekaar gepraat hierdie week nie. Ek het nie geweet wat kom hy vanmôre praat nie. Hy het nie geweet wat gaan ek vanaand praat nie. Ek dink die Heilige Gees wil ons oë open. Ek dink die Heilige Gees wil hê ons moet die dieper dinge van God raak sien. Mag die Here ons help dat ons vanuit hierdie preek regtig ook sal put en sal lewe met geestelike oop oë. Amen. Ag Here, ons hoor weer en dit gebeur nou meer as een keer wat ons aan die einde van 'n diens kom en dan sak die reën so lieflik uit en dan is dit net asof U vir ons wil sê, my kinders, dis hoe ek julle wil seën. Dis wat ek ook geestelik vir julle wil doen. Dankie vir U teenwoordigheid. Dankie vir die onbeskryflike liefde. Dankie dat U met ons bemoeienis maak. Dankie dat ons kan voortgaan om te groei in die Here Jesus. En ja, Here, wil U vanaand hierdie waarhede vir ons kom doen in ons lewens. Wil U ons elkeen se oë kom oopmaak dat ons kan sien. Vader, ons eer U. As ek dink, nadat Paulus hier in vers 19 praat van die uitnemende grootheid van U krag vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte, wat hy gewerk het in Christus toe hy hom uit die dode opgewek het, hom laat sit het aan die regterhand in die hemele, bo alle owerheid, bo alle mag en krag en heerskappy, en elke naam wat genoem word, om te dink dat U, die majesteit van die heelal, ons verlosser en ons Here en ons heiland is. Ag Here, ons eer U, ons aanbid U daarvoor. Gaan met ons hierdie week, help ons om in oorwinning in Christus te leef, help ons om te besef en te onthou dat U alle dinge onder U voete onderwerp het en dat God U as hoof vir die gemeente gegee het. Ons is U liggaam. Ons is die volheid van U wat alles in almal vervul. Ere vir U wonderlike naam om Jesus ontwil. Amen.